Goeiedag. Vandag gesels ons oor 'n paar bronne wat jy gedeel het, spesifiek oor identiteit onder wit Afrikaanssprekendes hier in Suid-Afrika. Ja, hallo. Die hoofbron is uittreksels uit Dr. Lets Pretorius se navorsing, sy boereboek. En wat nogal dadelik opval uit die materiaal, is hierdie gevoel van verdeeldheid, né? Presies. Dis duidelik daar's onsekerheid, nie een enkele antwoord op die vraag wie is die blanke Afrikaanssprekende Suid-Afrikaner van die 21ste eeu nou eintlik nie. BASA21, gebruik die bronne daai akroniem. Ja, dis Dr. Pretorius se term in sy navorsing. En dit lyk of hierdie groep, die BASA21 groep, sukkel om as 'n eenheid saam te werk of te funksioneer. Ja, dis interessant. Die bronne wys mense noem onsself soveel verskillende dinge. Ek is 'n boer, ek's 'n Afrikaner, 'n Suid-Afrikaner, party sê net Afrikaans. Die lys gaan aan. Hoekom wonder 'n mens dan volgens hierdie bronne? Hoekom soveel etikette? Dis 'n goeie vraag. En die bronne hulle gee spesifieke voorbeelde van hoe hierdie verwarring uitspeel. Soos wat? Wel, die navorsing haal byvoorbeeld vir Johan Rupert aan. Hy sien skynbaar Afrikaanssprekendheid, die taal self, as die kern, die ding wat punt. Okay, die taal as anker. Ja, maar dan is daar weer 'n joernalis soos Barnard Boekman. Hy skryf oor Afrikaansis, maar die bron sê hy sukkel om presies te sê wie dit is. Regtig? Ja, hy verdeel hulle selfs in kategorieë, soos konservatief en dan wat hy noem oorbeligtes. Oorbeligtes. Wat sou dit beteken? Wel, dit klink of hy hulle sien as, dalk te progressief of te liberaal ingestel na sy sin. Dis hoe die bron dit interpreteer. Dis nogal, dis uiteenlopend van taal as kern tot sulke interne klassifikasies. En dan is daar seker stemme wat die hele Afrikaner naam bevraagteken. Presies, ja. Die bronmateriaal verwys na Koos Kombuis. Hy skryf oor sy eie identiteitskwessies, hoe hy soms amper skaam voel vir die naam Afrikaner. En hy pleit eintlik vir 'n soort kulturele transformasie, 'n kleurblinde, een volk van almal wat Afrikaans praat. En Dion Mas, sy storie tref ook, né? Ja, sy ervaring, soos die bron dit beskryf, is nogal aangrypend. Hy het Afrikaner op sy arm laat tatoeëer, maar hy voel ander wat hy as Afrikaner sien, wel, hulle sien hom nie noodwendig so nie. So hy voel uitgestoot amper. Dit wil so voorkom. Hy sien sy eie siening as hoofstroom en dan verwys hy na ander, dalk meer konservatiewes as die margins. Dis sy term. Goed, so aan die een kant het ons hierdie breër identiteit, Afrikaner, Afrikaanse, maar dis vol interne spanning, onsekerheid. Maar die bronne wys ook op 'n ander identiteit, 'n meer spesifieke een. Ja, en dis waar die kontras nogal skerp na vore kom in die navorsing. Want teenoor daardie breër groep is daar 'n deel van BASA 20 wat hulself baie sterk en duidelik as boere identifiseer. Boere? Ja. En hulle toon volgens die bron 'n duidelike nasionalisme. Die navorsing noem dit volksisme. Volksisme? Hulle gebruik spesifieke simbole, die vierkleur word genoem. Hulle herdenk sekere geskiedkundige gebeure soos Majuba. En hulle praat van hulself as die boervolk. So, dis nie net 'n historiese ding nie. Die navorsing sê dis 'n aktiewe keuse vir party mense vandag. 'n Politiese en kulturele ding. Absoluut, dis hoe die bron dit voorstel. Dit gaan verder en sê, hierdie groep glo dat politieke onafhanklikheid in die naam van die boervolk 'n manier kan wees om oorlewing te verseker, vir daai deel van BASA 21 ten minste. Sjoe. Dit laat 'n mens dink hierdie spanning is seker nie heeltemal nuut nie, al voel dit dalk nou meer intens. Nee, glad nie nuut nie. Die bronne haal ook akademici aan, soos professor Johannes Vroneman. Hy bevestig dat die idee van een enkele homogene Afrikaner groep, wel, dit was nog altyd problematies. Selfs al is daar probeer om dit af te dwing. Ja, presies. Selfs al was daar histories pogings om eenvormigheid te skep. En interessant, die navorsing wys selfs hoe die amptelike Volksstaatraad, wat juis na selfbeskikking gekyk het, hoe hulle in hul eie verslae die terme boer en Afrikaner soms wel deur mekaar gebruik het, wat sekerlik tot nog meer verwarring kon lei. Goed, so vir jou wat luister en dalk self met hierdie dinge worstel, wat sê hierdie bronne nou eintlik?
Dit skets 'n prentjie van 'n groep wat op soek is na identiteit, vasgevang tussen die geskiedenis, verskillende idees vandag en natuurlik die realiteite van ons land. Ja, en die kernvraag wat uit hierdie materiaal kom is seker, is boer en Afrikaner maar net sinonieme, woorde wat ons sommer gebruik om dieselfde ding te beteken? Of is daar, soos die bronne suggereer, 'n wesenlike, dieper verskil? En Pretoria se argument is: Sy argument in die werk is dat ja, daar is baie verwarring, maar dat die boervolk steeds as 'n identifiseerbare groep bestaan. En daai aanhaling van advokaat Laurens Joubert in die bronne, dit bied 'n interessante hoek, nee. Beslis. Hy sien hierdie hele identiteitsdebat as 'n kans. 'n Geleentheid vir mense wat dalk ongemaklik of vervreemd voel in die sogenaamde nuwe Suid-Afrika, om hulself eerder met die boerevolk te identifiseer. Sy woorde was iets soos: Ja, die aanhaling is om bymekaar te bring wat bymekaar hoort. Dis hoe hy dit stel. So, dit los ons met 'n uitdagende gedagte, spesifiek gebaseer op die argumente in die materiaal wat ons vandag bekyk het. Wat sou dit lees? Wel, lê die pad vorentoe vir hierdie gemeenskap, of kom ons sê 'n deel daarvan, dalk in die rigting van 'n duideliker, meer afgebakende, dalk selfs eksklusiewe boere-identiteit as 'n manier van selfbehoud? Of is die antwoord eerder om juis die kompleksiteit, die diversiteit binne die breër Afrikaanssprekende groep te aanvaar en daarmee saam te leef? Dis iets vir jou, die luisteraar, om bietjie verder oor te dink.